Die volgende oggend was die wilde ganse al lank voor sonop wakker. Hulle het klaargemaak, opgestyg en oor Ewits klooster in sy pragtige park gevlieg. Die keer is Niels Holgersson en die gans Martin toegelaat om die wilde ganse op hulle oggendvlug te begelei. Hulle was verbaas daaroor, want hulle het nog steeds verwag dat die trop wilde ganse hulle enige oomblik gaan uitskop. Maar, het Niels gedink, miskien wil hulle nie die arme Martin die lang pad huis toe op 'n leë maag laat vlieg nie. Wat ook al die rede was, Niels was maar te bly oor elke uur wat die wedersiens met sy pappa en mamma uitgestel het. Hoekom staan almal nie daar? Hoekom sien niemand iets nie? Akker van Captain Kreisje dink. Hoekom dink sy so stadig? Wat kan ek julle dan nog sê wat die wind ons nie almal al lank al vertel het nie? Bedoel jy dis nou tyd? Ja, ons vertrek na Lapland. Het julle nie gehoor wat Akka gesê het nie? Ons moet nou almal ons lang afstand ritme oefen. Dan sê, kom nou, op en af en op en af en op en af. Waaroor is die boei? Wat maak Lapland dan so spesiaal? Wil jy vir my sê, jy weet tog nie, Lapland is die land van alle lande. Lapland is die land van ons voorouers. Ek dink jy kom van Skanera. Ek is maar net toevallig daar gebore. My ouers kom van Lapland. Was jou ouma dan 'n wilde gans? Nou ja, dis nie onmoontlik nie. As 'n mens nou kyk hoe goed ek vlieg, moet jy saamstem dat dit moontlik is. Moet net nie dat my klere jou dalk in die bos lê. Man, jy verbeel jou nou mos sommer dinge. My mamma het gesê jy's 'n goeie vetmelkgans. Het jou maar dit regtig waar van my gesê, van my? Ag, wat, sy weet nie eintlik veel van ganse. Het julle al gehoor? Het julle al gehoor? Ons gaan Lapland toe. Het jou ouers jou van Lapland vertel? Ja, natuurlik. Ek weet alles van Lapland. In Lapland is daar wilde ganse en daar word eiers gelê, baie eiers en neste. Ek bedoel, daar word neste gebou vir die eiers. En arende is vry. Het jy geweet die arende is vry? Nee, glad nie. Martin wou maar net vir julle sê dat Lapland die mooiste, grootste, groenste, lekkerste land in die wêreld is. In Lapland is dit sommer altyd somer. Dis in elk geval altyd somer as ons. Ek wil hê julle moet almal gaan rus voor ons op die groot vlug na die somer vertrek. Nee. Akka van Captain Kreisje het uitdruklik beveel dat ons met uitrusting krag opbou voor ons begin. Ag, hoe kan mens nou sterk word van rou vis? Sien jy nie miskien 'n gekookte vis daar onder rond swem nie? Nou, wat kan ek nog vir die twee maniere aanbied? 'n Knippie sout, 'n bietjie peper, 'n bietjie petersilie, sal dit die maniere beter pas. Ek het maar net gevra. En nou? Ek weet wat, Niels. Ons het net oor 'n groot deftige huis met torentjies en goeders gevlieg. Ja. Dink 'n bietjie mooi, Niels. By so 'n huis moet kos wees, nie waar nie? Natuurlik. Reguit dan regs, dan links en dan moet ons net reguit aanhou. Kom. Ja, goed. Akka hou nie daarvan as iemand sonder verlof weggaan nie. Hy weet dit tog. Hy gaan my planne nog verongeluk. Martin? Martin! Martin!
Martien, waar gaan jy heen? Wil jy nie saam met ons vlieg nie? Wil jy weggaan? Oei, daar sê! Dis dan 'n kerk. Nee, dis jy nie. Die ander een het baie meer torings gehad. Wat is dit, Krammel? Iets ruik baie lekker, baie lekker. Maar waar is dit? Daai kant toe. Tel my op. Oei, sien jy iets? Sien ek nie iets nie? Ja! Moenie laat val nie, dis kosbaar. Het die koekie gebreek? Nee, dis als reg. Toe nou, vang hom. Maar hoe? Hy gaan nog wegkom op. Nou het ek hom gevang. Och nee. Hier's 'n baie snaakse dier. Kom kyk. Dit lyk soos 'n muis. Kom kyk gou. Vang hom, miskien kan ons met hom speel. Ja. Gou. Uiteindelik iets lekkers. Nee. Uiteindelik iets wat ek ook val. Nee, hulle wil my koekie vat. Kom help my koekie. Oei. Hulle wil my koekie vat. Ek het wegkry, maar moenie dom wees nie. Ja. Kyk net 'n bietjie daar, is mos 'n kabouter. Ag, onsin, daar's nie kabouters nie. Dis een of ander dier. En as dit tog 'n kabouter is, Ek weet nie. daar's hy. Ek het hom. Nee, daar gaan hy dan. Hulle het my koekie. Saggies. En as ons hom gevang het, wat dan? Ek weet nie. Miskien verkoop ons hom. Niels, Krummel, waar is julle? Niels, Krummel, sê tog iets. Vlug wat jy nog kom, Martien. Ek wil maar Martien, gou. Ek kan nie hoor nie. Kruip weg, Niels, kruip in die eerste die beste gat. Julle moet gou maak, kruip weg. Wat ons doen, ek kan nie hoor nie. Kruip gou weg en laat die res aan my hoor. Ek sal hulle weglei. Maak net gou en kruip weg. Laat alles aan my hoor. Julle weet mos die een help altyd die ander een. 'n Vet gans. Wag gou, wag gou. Hy siek. Hoekom vlieg hy nie? Nou het ons hom. Vang hom gou. Martien, hoekom vlieg jy dan nie? Gebruik jou vlerke. Ek weet nou wat aangaan. Hy wil daai twee van ons af weglei en nou maak hy of hy gebreekte vlerke het. Hy gaan nog 'n regte helde dood sterf. Arme Martien. Vang hom nou. Kom, jong. Ek het hom. Hou vas. Maar Hy het die wit gans gevang. Mama sal
sal baie blyer wees oor hom as oor 'n vis. Ek hoop so, met mamma weet 'n mens nooit nie. Jy ken haar mos. Dis nou 'n ding. Akka! Hulle het die wit gans gevang. Wat sê Ingrid? Sy klink opgewonde. Ek weet nie. Iets van die huisgans. Klaar probleem, ons nog nie eens weg nie. Ons sal jou help, Martin. Jy gaan nie daarin meng nie, Ingrid. Solank hy mense se hande is ons magteloos. Ek wil nie jy moet ook nog iets oorkom nie. Gunnar gaan so intoe hou die situasie dop. Ek wag op jou verslag. Ja, Akka. Ek kan my oë nie glo nie. Waar is Gunnar se selfrespek dat hy agter die ou simpel gaas aanveg? Hy het van die begin af gesê dat hy niks van die gaas hou nie. Nou hoekom los hy hom dan nie net? Dit is sy plig om te help. 'n Huisgans is tog ook mos 'n ganskoester. Toe maar. Nou weet ek nie meer verder nie. Waterkant toe is hulle na links of na regs? Daar Niels. Vertel dit jou iets? Ja, Martine het dit verloor. Kan jy my nie abba nie, Niels? Nee, Krimmel, ek is self baie moeg. Jy het 4 bene en ek het net 2. Ruk jou reg, man. Dit maak nie saak hoeveel bene mens het nie, maar hoe lank hulle is. Myne is korter as jou. Woesh. Hulle het hom na die huis toe gevat. Kom help hom, klein duimpie. Ek wil hê julle moet hier vir my wag, maar julle moet julle self gedra. Ek wil binne toe gaan en gaan uitvind of ons die ou kasteel Fitzcroft mag besoek. Ja, meneer. Ek sal nie daar verbykom nie. Ek dink jy moet liewer gaan. Hoekom? Hamster trek nie so baie aandag soos 'n seentjie wat nou 'n kabouter lyk nie. Praat jy van my? Wil jy jou maatjie Martine in die steek laat? Miskien. Toe gaan nou. My kop draai. Nie gewerk nie. Ons moet daar aankom as ek nie weet hoe. Ons het nou nie geweet of ons die regte ding doen nie. Want mamma het ons gesê ons moet 'n vis gaan vang. Ek is heeltemal in my skik met wat julle gedoen het, kinders. Vanaand gaan ons almal heerlike gebraaide gansvleis eet. Ja. Wat kan ons doen? Wat kan ons doen? Ja. So klein en hulpeloos soos wat ek nou is ek glad nie die regte persoon om iemand soos Martine te help nie. Kosam, wat gaan jy doen? Niels, kyk. 'n Blerietrommel. Wat daarvan, ek het ook so een op skool gehad. Man, ek bedoel ons moet inklim. Gee terug my trommel. Kom haal dit. Kom haal dit nou. Presies, julle is agter, julle is gemeen. Kom, Daddy. Kom julle. Dis 'n splinter nuwe trommel, hoor julle. Gooi. Julle is nodig. En wie se is dit? Dis myne. 'n Nuwe trommel, meneer.
Nou is ons knie by die gemors, Niels, sy die deksel toegesit, ons gaan nooit weer hier uitkom nie, hoor jy, ooit weer nie. Die kasteel voor julle is 'n pragtige ou gebou met 'n binnehof wat aan al 4 kante deur kamers omring is. Stap agter my aan. Kom saam. Het jy die witgaas gekry, Gunnar? Hulle het hom na die kasteel se kombuis toe gevat, ons kan nie daar inkom nie. Waar is dit? Sê vir my, ek sal wel inkom. Jy bly net hier. Dit sal niks help as jy kop verloor en dit nogal oor 'n witgaas nie. Vir alles mense onthou dat ons van 'n gansmannetjie praat wat nie eens 'n familie het waarop hy kan trots wees. Wat beteken dit? Wat wil jy eintlik sê, Oester? Stil, daar's geen rede hoekom julle so moet stry nie. Ons sal hom nie in die steek laat nie. Omdat sy klein maatjie een van ons se lewe gered het. Mag ek iets sê? Nee. Maar kyk as mamma sy vere uitpluk. Asseblief, net die een keer. Nee, dis nie iets vir kinders nie, dis groot mensake. Gaan speel julle liewer buite. Maar die bure se sien Jens mag dit dan altyd doen. Ag, los dit, ek gee nie om nie. Ek weet nie hoekom nie, maar ek hou dan nie daarvan as die kinders kyk nie. 'n Mens moet natuurlik heelwat in gedagte hou as jy na so 'n gebou kyk. Julle sal onthou dat die oerinwoners van Swede in rotsgrotte en gate in die grond, in tente van diervelle en in grashutte gewoon het. En daarom is dit verbasend om te dink hoe lank dit gevat het voor hulle die idee gekry het om huise uit boomstamme te bou. En hoe lank hulle later moes werk en swoeg voor hulle dit reg gekry het om pleks van blokhuise met 1 kamer so 'n kasteel soos Vetskofle op te rig, wat honderde kamers het. Ja, maar net 350 jaar gelede het ryk en magtige mense sulke kastele gebou. 'n Mens kan agterkom dat Vetskofle in 'n tydperk gebou is toe almal bedreig is deur oorloë en allerlei rowers. Julle het die waterkanale gesien wat reg rondom die kasteel loop. Vroeër was daar 'n brug oor die waterkanaal wat opgetrek kon word. En daar was lang gange in die vestingmuur. En op die hoeke was sterk torings met Hy vat sy tyd, maar hy weet darm nie dat 'n seentjie binne in die blaretrommel wag nie. Ek het een keer 'n onderwyser gehad wat nog landradiger was. Nog landradiger? Let op, julle konsentreer nie. Die man wat die kasteel gebou het, sy naam was Jens Brahe. En hy het baie moeite gedoen om 'n pragtige en ryk versierde huis te bou. Vra? Ja, Was dit die man wat Glimminge gebou het? dis 'n goeie vraag. Maar Glimminge is 'n eeu voor die kasteel gebou en wel deur Maria is die meisie aan wie hierdie trommel behoort. Dit lyk so. Ek het so gevoel ons kan af. Hoe weet jy dit? Sy klink taamlik gaaf. Dalk sal sy nie begin skree as sy ons twee sien. Maar sy's 'n meisie en meisies skree altyd. Miskien nie sy nie. Maria, maak gou jou trommel op. Moenie bang wees nie. Moenie skree nie. Kaboutertjie, daar 'n hamster. Vang hom, moenie net wegkom nie. as ons later by die kasteel kom wat uit 'n ander tyd dateer as. Hoe dink julle gaan julle opstel skryf as julle nie na my luister nie? Ek dink dis nou 'n saak van lewe en dood, maar moenie opgee nie. Hou aan hardloop. Op as dat jy nie tussen hulle voete kom nie. Hardloop, maar moenie net bly staan nie. Maar as sien jy hier bly, dit het ek nog nooit gesien nie. Kom hier. Wat 'n soort gaas is jy dan, hè? Daar by die stofwolkie. Hy is verby. Oh, dankie toch. Hulle moet hier wees. Wat gaan nou weer aan? Wat gaan met julle aan?
in my 2 oë nog nie gesien nie. Waar kruip jy uit, Gans? Kom na my toe, ou Gans. Gedink jy gaan wegkom, nee? Dis die riddersaal. Taamlik spookagtig. Hoekom skree sy? Miskien is hy daar aan die ander kant. Nee, daar langs, hy's al lankal uit. Dankie. Wat? Kan jy nie jou groot mond hou nie, Niels? Au! Niels, hier is ek en ek kom by. Dit is Martien se stem. Niels! Niels, kom help my asseblief. Hy klink vir my maar baie benoud, Niels. Uit is julle. Wat soek julle klomp hier? Hoe kan julle sommer in my kombuis instorm? Julle het geen maniere nie. As ek darm julle onderhou. Martien! Dis verskriklik. Dit kan nie wees nie. In my hele lewe het ek nie so iets beleef nie. Gee my jou hand, Niels. Ons kan nie deur die venster gaan, Martien. Toe, gaan nou. Dis te moeilik vir my. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Dit maak nie saak nie, probeer. Hy slimmer as wat ons gedink het. Toe styg hulle hoog die lug in met die hele fietskuiflou wat agterna staar. Niels het gedink dat dit seker die grootste avontuur sou wees op sy reis saam met die wilde ganse. Maar dit was net die begin. Doodgelukkig op Martien se rug het hy afgekyk. Hy het die liggroen vierkante herken. Dit was die roglande wat die vorige herfs geploeg en gesaai is en wat groen gebly het onder die sneeu. Die geel-grys vierkante was die stoppelvelde waar die vorige somer koring gegroei het. Die bruines was ou lucernlande en die swartes vars geploegde saailande. Die bruin vierkante met die geel rande was seker die beukeboombosse, want die groot bome wat in die hartjie van die bos groei, is in die winter sonder blare, terwyl die jong bome aan die rand van die bos hulle geel blare tot in die lente hou. Niels moes glimlag toe hy na die bont lappies komberswêreld kyk. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.